Dis min genoeg wat dit gebeur, maar is altyd baie spesiaal en baie lekker. Ek het bietjie hier in Kempton kom kuier by my goeie vriend Stefan Joubert en jy kry altyd die lekkerste en die heel beste koffie hier, soos by my in Pretoria, 2 koffiesnops soos ons hier staan, maar baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. So van koffie gepraat en Johan Smit gepraat, wat 'n voorreg om bediening saam met Johan te doen, boesemvriend, strydgenoot in die evangelie. Dankie dat jy ook deel is van 'n bediening wat oor jare kom en dankie Johan dat ons dit met integriteit en met die Here se liefde en guns kan doen. En dan, dankie vir elkeen van julle se terugvoer wat ons kry. Hier staan 2 gewone mense wat deur jou terugvoer geïnspireer word, gemotiveer word. So baie dankie daarvoor. En dankie ook dat jy ons help om hierdie digitale boodskappe te versprei aan vriende en familie, dat die woord van die Here lewens kan aanraak. En al gesels ons nou sommer in ligter trant, die woord het gewig. Hoor en geniet die gewig van die woord ook vandag by Ritme Digitaal. Goeiedag en baie welkom hier by Ritme Digitaal. Dit is my groot eer en voorreg om God se woord besig te wees en spesifiek hierdie tyd van die jaar waar ons as gelowiges reg oor die wêreld saam Pinksterfees vier of Pinkster vier. Die feit dat God sy gees ook vir ons as gelowiges gegee het, dat God tussen ons kom woon. Nou ek wil graag hierdie tema vandag verder vat. En miskien sit jy dalk hier en dink, ek het al so baie Pinksters beleef. Ek ken al die liedere, ek kan nie meer 'n nuwe vars preek hoor oor Pinkster nie. Ek ken die teks uit my hart uit. Ek ken al die stories van wind en vuur en tale praat. Maar dalk, net dalk, het Pinkster miskien vir ons of vir jou ietsie geraak oor die jare. Nie meer 'n beweging van waar die gees vloei nie, maar dalk net 'n herinnering, 'n memory. Dalk is dit nie meer iets wat jou 'n verrassing is nie, wat jou verras nie, om kant vang nie, maar dit het dalk vir jou 'n tradisie geraak. Nou hoor my asseblief mooi, dit beteken ons hou nie aan glo nie, dit beteken ons hou nie aan bid nie, maar ons hou vas aan God. Maar soms voel dit vir ons dat Pinkster iets bietjie te ver is, 'n bridge too far sal ons kan sê. Dis dalk iets wat was, nie iets wat tans meer is nie. En ek wil begin juist met hierdie invalshoek en 'n vraag op die tafel sit wat ek graag wil hê ons 'n bietjie saam oor moet dink. Wat gebeur wanneer God weer nader kom? Nie net in die verlede nie, nie net as ons die Bybel lees, ons gaan Eksodus lees en Sinai nie net in Handelinge 2 op Pinksterdag nie, maar vandag, hier. Wat gebeur wanneer God naby kom en langs jou stap in jou alledaagse lewe? Met dit as inleiding wil ek graag by 2 teksgedeeltes stil staan. Eersteen, Eksodus 19, vers 3 tot 6. En ek lees graag vir ons. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe. Die het bo van die berg af met hom gepraat en vir hom gesê, jy moet vir die nageslag van Jakob gaan sê, aan die Israeliete moet jy hierdie boodskap oordra. Julle het gesien wat ek met Egipte gemaak het. Ek het julle veilig hier by hierdie berg laat uitkom. Ek was soos 'n arend wat onder haar kuiken vlieg en keer dat hy val wanneer die kuiken leer vlieg. As julle regtig aan my gehoorsaam is en by my ooreenkoms met julle bly, sal julle uit al die volke van die hele aarde my eie persoonlike volk wees. Julle sal 'n volk wees van mense wat vir my offers bring en my dien. Julle sal 'n volk wees wat alles vir my doen. Dis my boodskap wat jy vir die Israeliete moet gaan gee. Nou ek begin ons boodskap vandag by Sinai. Nou onthou die geskiedenis, die konteks van Eksodus. Israel het pas Egipte verlaat. Hulle is met 'n groot fanfare uit Egipte uit. Hulle is deur die see, God het hulle deur die see gekry. God het vir hulle gesorg toe hulle honger was, deur manna vir hulle te gegee in die woestyn. 3 maande later staan hulle voor 'n berg. En nou sê God vir Moses iets merkwaardig. God sê nie vir Moses, Moses, hier is die reëls. Jy as projekbestuurder moet seker maak, almal moet hierdie reëls volg nie. Of hy sê nie, hier is die straf, die sambok wat jy moet gebruik as die mense misluk nie. Maar wat God vir Moses sê is, julle het self gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. In ander woorde, voor God 'n enkele bevel gee, herinner God hulle aan sy genade. Voor die wet wat hy gee,
kom die verlossing. Voor die roeping van sy volk kom die verhouding wat God het met sy volk. En ja, daarna kom die roeping. Julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees, sê die een vertaling. Nou die konsep van priesters is 'n baie belangrike tema, juis in hierdie Ou Testamentiese teks. Want in die Ou Testamentiese wêreld was priesters hierdie brug tussen God en die volk, tussen die heilige van God en die gewone volk Israel, die mense. So Israel se roeping was nie net om self naby God te loop en te wees nie, maar om vir ander volke ook die weg te wees na God toe en die weg te baan, oop te hou na God toe. Maar nou let op wat gebeur volgende in Eksodus 19. God daal neer op die berg. Daar is rook, daar is vuur, daar is 'n geweldige wind en die volk, wel hulle staan mos daar onder op 'n afstand, hulle skrik, hulle is bang, want God kom nader en dit is heilig, dit is groot, dit is oorweldigend. Maar nou, dit is nie die einde van my en jou Pinkster verhaal nie. Nou, hoekom sê ek dit? Ek lees vir ons Handelinge 2, vers 1 tot 11, sodat ons hierdie brug kan bou tussen Eksodus en Handelinge. Toe breek Pinksterdag aan. Al die gelowiges was saam by mekaar. Skielik was daar 'n baie harde geluid uit die hemel. Dit was soos 'n reuse wind wat teen stormsterkte waai. Dit het die hele huis vol gemaak waar hulle gesit het. Dit het ook iets gesien wat helder brand soos tonge van vuur. Hierdie 4 tonge het op elkeen van hulle afgekom. Almal is vervul met die Heilige Gees. Toe het hulle begin praat in ander tale. Hulle elkeen het in daardie taal gepraat wat die Gees vir hulle gegee het om te gebruik. In daardie tyd was daar baie Jode in Jerusalem. Daar was ook godvreesende mense wat afkomstig was uit elke nasie onder die hemel, aanwesig in die stad. Toe mense hierdie harde geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom daar by die plek waar die gelowiges was. Hulle was verward, want hulle het elkeen gehoor hoe dat die gelowiges praat in hulle eie taal. Almal was heeltemal stomgeslaan en verwonderd. Toe vra hulle, is daar die mense wat so praat dan nie almal Galileërs nie? Hoe is dit moontlik dat ons elkeen hulle hoor praat in die tale wat ons self praat van ons geboorte af? Hier is Perse en Medeërs, Alamite en mense wat bly in Mesopotamië, mense uit Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en uit die streke in Libië naby Sirene, asook mense uit Rome wat hier as besoekers is. En dis ook Jode, so hulle is nie Jode wat hulle tot die Jodendom bekeer het. Kretensers, Arabiere, ons almal hoor hoe die gelowiges in ons eie tale praat. Hulle praat oor al die magtige dinge wat God doen. Nou dis die Handelinge 2 teks dat ons as kerk vandag saam lees en vier, dat die Gees van God tussen ons kom woon het. Nou, hoor julle dieselfde taal, klanke, echos, nee, wind, vuur, net soos Eksodus, God wat neerdal. Nou ek dink nie Lukas skryf dit enigstens toevallig nie. Hy wil hê ons as gelowiges moet Sinai hoor, Eksodus hoor, onthou. Maar hy wil iets hê ons moet verder hê. Hy wil hê ons moet iets sê as te ware. Onthou julle hierdie berg, onthou julle Sinai. God kom weer nader, kom kyk. Maar nou is hier 'n diepgaande, radikale verskil tussen Handelinge 2 en Eksodus 19. By Sinai, Eksodus, bly God op die berg en die mense staan onder op 'n afstand. By Pinkster, Handelinge 2, kom God nie net nader nie, hy kom woon binne in die mense. Die Gees vul hulle. Nie net Moses soos Eksodus nie, nie net die priesters nie, elkeen van hulle wat in Handelinge 2 teenwoordig is. Nou hierdie Gees van God is nie iets ver of iets mystieks of New Age nie. Petrus verduidelik later vir die gemeentes, dit is die Gees van Jesus Christus self, die opgestane en verheerlikte een wat nou by sy Vader sit, en waar God en sy Seun Jesus hulle Gees uitgestort het om hier tussen ons, by ons, in ons te kom woon. So Pinkster kan ons nie losmaak van Christus af nie. Sonder Paasondag, Opstandingssondag, Paasvrydag, jammer my, Goeie Vrydag, Opstandingssondag, sonder die kruis en die graf, is daar nie Handelinge 2, Pinkster nie. So Pinkster is Christus wat by ons kom woon deur sy Gees. Nou, dit is ons so mooi, want die afstand tussen die mense, ons en God,
wat by Sinai baie sigbaar was, is nou totaal en al weg. Dis oorbrug deur die Gees van God wat uitgestort word, deur Christus wat hierdie brug kom bou het, kom wegvat het as te ware, tussen ons en God. Nou kom ons vat hierdie Pinksterteks bietjie verder. Maar kyk wat gebeur bietjie verder in Handelinge, as die Gees juis kom en tussen die mense kom woon. Mense hoor die evangelie in hulle eie taal. Ons het nou gehoor in Handelinge 2, die mense reg oor die Middellandse wêreld hoor die evangelie van die opgestaan Here in hulle eie taal. En dit is nie net 'n wonderwerk nie, dit is ook 'n teken. Ek dink dit is 'n teken dat God se Gees nie besig is om 'n klein groepie mense, die hoofleiers of die doeksleerlinge, die mense wat spesiaal is, nog meer spesiaal te maak nie. Nee, Pinkster, op Pinksterdag, die Gees is besig om grense oop te breek. Want wanneer God nader kom aan ons, begin ons nader beweeg aan mekaar as gelowiges. En ons sien dit juis bietjie later in Handelinge. Nou een teks wat vir my so mooi is Handelinge 10. Paar hoofstukke later, Petrus, dieselfde Petrus wat op Pinksterdag gepreek het en gesê, dis die Gees van God wat nou in ons is, en dit is hoekom die evangelie in jou taal verkondig kan word. Nou hoor ons hoe Petrus sit op die dak van sy huis, en hy bid, en hy is honger, hulle maak kos, en die Gees praat met Petrus, deur 'n visioen, en dis daai hele verhaal wat jy kan gaan lees, oor die rein en die onrein kos. Nou dit alles maak die baan oop vir Petrus, sodat die Gees ook deur Petrus na Kornelius toe kan gaan. En Kornelius aan die ander kant is Romeins offisier, so hy's 'n heiden. En dis ongehoord dat 'n heiden en 'n Jood by mekaar kom. Maar deur die Gees wat hierdie grense oopbreek, afbreek, kom Petrus en Kornelius by mekaar. 'n Romeinse offisier. So stuur God vir Petrus, omdat Kornelius dit nie net verdien nie, maar omdat hy in die regte groep was nie, maar omdat God se Gees nou juis besig is om grense oor te steek. Nou hier is die baie mooi verrassende ding. Die Gees het nie net Kornelius verander nie. Die teks gaan lees. Die Gees van God is neergedaal op Pinkster 2.0 op hierdie heidene. Ja, so Kornelius is verander, maar die Gees het ook Petrus se oë verander om anders te kyk. Nou dit is vir my so mooi. Dis wat Pinkster is. Dis wat Pinkster is vir ons, dalk as ou gelowiges, wat al te veel Pinksters bygewoon het om te weet wat gaan kom. Maar miskien is die Here vandag besig deur sy Gees om ons 'n Petrus oomblik te gee, om met nuwe oë, geesvervulde oë, God se oë na die wêreld te kyk en te sê, waar kan ons juis nou bereid wees om oop te bly, om toe te laat dat die Gees ook grense oopbreek, sodat die koninkryk van God sigbaar kan word in mense se lewens. Ja, dis die opdrag wat ek ons, of die uitdaging, die uitnodiging wat ek ons mee wil los. Pinkster is dis nie net 'n oproep vir ons as gelowiges om harder te probeer nie. Dis nie net 'n uitnodiging om te sê, maar lees die teks meer en bid meer en doen daai wat ons al reeds goed doen nie. Dis mooi, hou dit aan doen. Maar miskien is die uitnodiging wat die Gees vandag op ons harte plaas om oop te bly. Nou ek wil dit iets konkreet maak, want om oop te bly mag dalk ook misties klink of New Age klink. Dit kan ook net mooi wees om dit te sê. Maar miskien beteken die Handelinge 2, Handelinge 10, die Pinkster vir ons in terme van oop bly, om dalk bereid te wees om een mens raak te sien wat jy gewoonlik vermy. Dis dalk miskien hierdie Petrus oomblik, kom met nuwe oë, toelaat dat die Gees van God ons oë ook verander. Ek dink dit, wie is die mense wat jy op alledaagse manier met dag vermy? Miskien nou oom of tannie op julle community WhatsApp groep, wat as hy of sy ietsie stuur, dan rol jy klaar die oë. Miskien daai persoon by die kerk, miskien daai kollega by die werk, by die kerk by die werk. Miskien daai ma wat saam met jou by die skool is en sy is net een te veel. Miskien is dit hierdie uitdaging vir ons Pinksters hierdie jaar, om te sê, hoe kan ons oop bly? Hoe kan ons toelaat dat die Gees van God ons 'n Petrus oomblik gee, om oop te wees vir die werking van die Gees, om ons te verras in ons alledaagse, sodat ons dalk met daai moeilike buurman
kan begin gesels. Sodat ons dalk met daai persoon wat almal vermy by die kerk, daai persoon met wie ons dalk verskil, dalk 'n Petrus oomblik kan hê. En wie weet, miskien werk die Here ook in sy gees met daai persoon. En miskien kan ons 'n Pinkster 3.0 hê. Sodat die gees van God ook uitgestort word, sodat die mense hulle lewe Godwaarts kan heroriënteer. Miskien kan dit dalk ons nuwe visie wees, 'n nuwe hemelse bril hê om God se werking in die wêreld raak te lees. Raak te leef, raak te lees, te beleef. So, laat ons geloof vloei. Laat ons toelaat dat die Gees van God ons oë oopmaak om raak te sien waar die Gees van God aan die werk is, sodat ons dalk daai brug kan oorskry, soos wat Pinkster in Handelinge 2 gedoen het. So die afstand naby kom, want God is hier tussen my en jou, in ons. Soos Handelinge 10, waar Petrus daai brug oorskry na Kornelius toe. Want dis die uitdaging as ons dalk soveel Pinksters al gehad het. Dit raak dalk iets in ons opgaar. Dis soos data of krag in 'n battery, maar op 'n stadium kan ons net soveel opgaar, dan kan ons nie meer opgaar nie. Ons het nie meer kapasiteit nie. Miskien vra Pinkster vandag vir ons dat ons juist dit moet laat vloei. Ons geloof laat vloei. Dalk die Johannesbeeld hê om te sê, laat ons strome lewende water wees. Dat die Gees van God deur ons werk, waar ons oop is, sodat ons dalk daai brug kan oorskry na die mense toe in ons konteks, wat juist dalk 'n Kornelius oomblik kan hê, wat juist dalk 'n Petrus oomblik kan hê. Dalk sit jy hier en dis net nog 'n Pinkster vir jou. Dalk voel jy ken die stories, jy ken die ritme, jy weet wat gaan kom, Peer. Maar kom ons maak Pinksters iets wat nie net iets is wat God alreeds gedoen het nie, iets wat was nie, maar kom ons mag Pinkster ook vandag iets maak wat is, want God is hier by my en jou. Ons het gesien, Exodus en Sinai, het God nader gekom, maar die volk het op afstand gestaan. Handelinge 2 het ons gesien in Jerusalem, God kom nader, die Gees het binne in mense kom woon en ingetrek. Ons sien later in Handelinge 10, Kornelius, het God nader gekom. En selfs Petrus het weer leer om met hemelse, geesvervulde oë te kyk. Mag ons daai Gees van God toelaat, wat in ons is, om ook met Petrus oë te kyk na die wêreld. Sodat ons oop is vir die werking van die Gees in jou oomblikke, jou kontekste, jou tye. Mag jy Pinkster beleef in hierdie tyd, nie as iets wat was nie, maar Pinkster wat is in die elke dag. Kom ons bid. Here, dankie vir die liefde en die genade. Here, dat ons kan lees van hoe goed U is. Dat U nie 'n God is wat net ver bly en ons op 'n afstand ontmoet nie, maar U is 'n God wat in ons woonbuurt kom intrek nog meer. U is 'n God wat in ons as U tempels, as U gelowiges kom intrek het. Dis wat Pinkster is. Here, Pinkster is nie net iets wat was nie, maar laat ons vandag besef, Pinkster is iets wat elke dag gebeur. Laat ons 'n Petrus oomblik hê om oop te wees vir die werking van die Gees. Laat die Gees ons ook lei oor daai grense heen, want dis wat Pinkster is, om mure af te breek, brûe te bou, dalk brûe af te breek en mense nader te nooi, sodat ons ook kan toelaat dat U deur U Gees U koninkryk kan laat kom in die konteks en die oomblikke waar ons is. Here, natuurlik vra ons dit nie omdat ons dit verdien nie, of mooi genoeg vra of slim genoeg is nie. Maar Here, ons kan dit slegs vra te dank aan U Seun en ons Verlosser, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien julle graag tydens 'n volgende geleentheid. Totsiens. Wat 'n lekkerte om so te kan luister na die woord te kan hoor en uitgedaag te word. En die belangrike natuurlik is nou, wat gaan ons hiermee maak? Die hande en voete van die woord. Soos ek en Stefan altyd sê, dis 'n kyk en doen bediening. Dis nie net kyk en luister en doen niks nie, want geloof moet oorgaan tot dade. En dankie ook dat jy ook ons bediening ondersteun, wat die Here se bediening is, dit moontlik maak, dat dit landwyd en wêreldwyd kan versprei. Dankie vir jou finansiële ondersteuning, dankie vir jou gebede, dankie vir jou aanmoediging. En ons wil regtig vir jou aanmoedig, versprei hierdie asseblief. Kom ons kry die woord by meer mense uit. Dit is ons hart. Dit is die hart van ritme. Die woord by soveel mense as moontlik. En die week is al reeds vir my lekker om te langs Johan Smit, my vriend, kan staan, maar mag jou week ook lekker wees.